Dag sê en baie welkom aan jou wat ingeskakel is. Mag ons saam kuier in die woord van die Here in hierdie geleentheid vir jou betekenis hê, vir jou uitbring by dit wat vir jou bedoel is. Mag jy daarom die werking van die Heilige Gees reg deur hierdie geleentheid ervaar. Raak nou saam met my stil voor die Here. Kom bid saam met my in jou eie hart. Here, in ons teks, Handelinge 3 vers 20, staan daar: daar sal tye van verkoeking van die Here afkom, en hy sal Jesus stuur, wat vooraf vir julle as Christus aangewys is. Tye van verkoeking. Hoe wonderlik om hierdie tye van verkoeking in ons lewens te ervaar. Tye wat net in U geleë is. Ja, Here Jesus, U is inderdaad die bron, die oorsprong van verkoeking, van geestelike oplewing, van nuwe lewe. Niks of niemand van hierdie wêreld kan dit vir ons gee nie. Alleen Jesus, ons enigste Here. Mag U inderdaad die antwoord wees in al ons mense se lewens. Mag elke mens reg oor die wêreld opreg na U soek en U waarlik vind. En so in 'n lewendige persoonlike verhouding met U leef en groei. Ons eer U in U drie-eenheid as Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Hierdie enigste, ware, drie-enige God, wat jou en my antwoord is op al ons geestelike kwessies. Hierdie God groet jou en seën jou daar waar jy nou is, met sy liefde, genade en vrede. Dit is vir jou bedoel. Ontvang dit net uit sy Vaderhande. Jesus, die antwoord. Dis ons tema in hierdie geleentheid vanuit Handelinge 3 vers 19 en 20. En ons fokus in hierdie geleentheid op bekering, op verfrissing, op hoop in Jesus Christus. Maar kom ons lees ons teks saam. Handelinge 3 vers 19 en 20 in die 83 vertaling. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkoeking van die Here afkom, en sal hy Jesus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Ek wil begin met 'n vraag aan jou. Wat is die antwoord op jou diepste behoefte? Meer geld? Dalk gesondheid? Dalk vrede in jou huis? Of miskien antwoorde op die wêreld se chaos? Kom ons sê dit sommer maar hier eerlik en reguit vir mekaar. Die wêreld van 2025 is 'n stikkende plek. Mense is gewond en dra geweldige emosionele pyn en seer saam met hulle. Ook jy wat nou luister, dra wonde van die lewe, glo ek. Iewers langs die pad het iemand jou seer gemaak en sit jy nou met sekere letsels en pyn as gevolg daarvan. Ja, die wêreld van ons dag bied baie antwoorde, sogenaamde antwoorde.
Maar daar is net een wat waarlik red, wat waarlik herstel en nuwe lewe gee. En dit is Jesus, ons enigste Here. Hier in ons teks, Handelinge 3, spreek Petrus 'n hele skare mense toe na die genesing van die verlamde man. En daai skare mense was absoluut verstom, verbaas daaroor. Maar dan sê Petrus vir hulle, moenie na ons kyk nie, kyk na Jesus. Kyk na Jesus. In die eerste plek is Jesus die antwoord vir sonde. Vers 19 van ons teks, Handelinge 3 sê, bekeer julle en kom tot inkeer. Bekeer julle tot God, dan sal God julle sonde uitwis. Die grootste probleem in hierdie wêreld van 2025 is nie politiek of armoede of siekte nie. Die groot probleem in die wêreld van 2025 is 'n oeroue probleem, naamlik sonde. Charles Spurgeon sê, you will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything else. Ek wil dit herhaal. You will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything else. Jy sal nooit die volheid van Jesus Christus ken, totdat jy die leegheid van alles anders besef nie. Die enigste antwoord vir sonde is bekering, om terug te draai na God toe, deur Jesus Christus. Petrus spreek hier in ons teks in Handelinge 3, om dit so te stel, nie 'n sagte evangelie nie. Petrus sê, julle het Jesus gekruisig, maar Jesus gee vir almal 'n tweede kans, nog 'n kans. Daar is vergifnis, maar vergifnis kom deur bekering. Dalk dra jy skuld met jou saam, miskien al vir 'n hele klompie jare. Dalk weet jy het wegbeweeg van God af, jy het eers so 'n bietjie begin verdwaal op die pad. Jesus is die antwoord, nie godsdiens of goeie dade nie. Jesus is egter nie maar net 'n opsie nie. Nee, Jesus is die oplossing. In die tweede plek is Jesus ook die antwoord vir vermoeienis en uitputting. Vers 20 van ons teks, Handelinge 3 sê, en dan sal daar tye van verkoeking van die Here afkom, van die teenwoordigheid van die Here af, tye van verkoeking. Petrus beloof hier nie net vergifnis nie, maar ook verkoeking, geestelike verfrissing van God af, vanuit die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. In 'n wêreld van 2025 vol stres, vol pyn en gebrokendheid, stikkendheid, sê God, ek wil jou verkoop, verfris, ek wil jou nuut maak. Ja, hierdie verkoeking kom nie van jouself, of 'n vakansie, of 'n drankie nie. Nee, hierdie verkoeking kom vanuit die teenwoordigheid van die Here Jesus in 'n mens se lewe. Voel jy dalk moeg,
Nie net liggaamlik nie, maar ook in jou siel. Moeg gestry, moeg geprobeer. Jesus is die antwoord vir jou uitputting. Jesus sê so pragtig in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Kom na my toe, kom na Jesus toe. Mense soek verligting in allerlei dinge van hierdie wêreld. Maar geestelike verkwikking, geestelike verfrissing kom slegs van die Here Jesus se teenwoordigheid. Daar waar die Here is, alom teenwoordig. In die derde plek is Jesus ook die antwoord vir die toekoms. Vers 20 van ons teks, Handelinge 3 aan die einde sê, en hy sal Jesus stuur wat vooraf vir julle as Christus aangewys is. Hy sal Jesus stuur. So Petrus kyk hier vorentoe na Jesus se wederkoms, die finale herstel van alle dinge. Ja, wanneer alles in vervulling sal gaan, wanneer God se plan met hierdie groot wye wêreld afgehandel is. Ons wêreld van 2025, soos ek aan die begin gesê het, is stikkend. Maar Jesus gaan dit herstel. Jesus is die hoop van die toekoms. C.S. Lewis het gesê, if you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were those who thought most of the next. If you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were those who thought most of the next. Vriende, liewe geloofsfamilie, ons toekoms is nie onseker as ons geanker is in Jesus Christus nie. Jesus kom verseker terug, nie as redder alleen nie, maar ook as koning en as regter. Dalk wonder jy, wat hou môre in? Wat hou môre in? Ek weet nie, maar ek weet wie hou môre vas. Dit is Jesus. Ons hoop is nie in hierdie wêreld se verbeterings geleë nie, maar in Jesus Christus se wederkoms en sy ewige heerskappy. Ons toekoms is nie onseker as ons in Jesus vasgeanker is nie. Jesus is nie net 'n antwoord nie. Jesus is inderdaad die antwoord. Billy Graham het gesê, the greatest need in the world is the transformation of human nature. Only the gospel can do that. And the gospel is Jesus Christ. The greatest need in the world is the transformation of human nature. Only the gospel can do that. And the gospel is Jesus Christ. Jesus is die antwoord. Amen. O Here, ek bid dat mense U inderdaad sal ervaar as die enigste antwoord op al die geestelike kwessies in hulle lewe. Bid dat mense waarlik by U sal uitkom, reg oor die groot wye wêreld tot in die uithoeke van die aarde. Dat elke liewe sterfling
die geleentheid sal kry om 'n persoonlike ontmoeting met Jesus te hê en hulle hart en lewe vir U oop te maak, U te ontvang in hulle lewens. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Wat jy ook al nou in jou lewe deurmaak, Jesus is die antwoord. Mag jy sy verkwikking, sy verfrissing, sy voortdurende nuut maak in jou lewe ervaar. Net Jesus gee nuwe lewe. Ervaar God die Vader se oneindige groot liefde vir jou. En God die Seun Jesus Christus se oneindige groot genade oor jou. In en deur die altyd oral teenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, in jou, binne in jou. Amen. U is die skrywer van my storie, U is die heerser van my hart, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. U is die bron van my voorsiening, die een wat glo en my vermoë, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering, in verwondering. Die begin van die oorwinning, was die einde van my vrees, aan die heerlikheid tot in ewigheid. U bring beloftes tot vervulling, U is my hoop vir elke dag, aan die heerlikheid tot in ewigheid. Ek leef in oorwinning, en ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. Ek leef in oorwinning, en ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. Al die asem in my longe, het my Vader my gegee, aan U die heerlikheid tot in ewigheid, aan U die heerlikheid tot in ewigheid, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Ek leef in oorwinning, en ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. In verwondering, in verwondering, en ek sal U prys in verwondering, in verwondering.